Hallo, dis Maurits en van Heerden van Ope Woord Bediening. Ek en my vrou Marinda bied vir u aan soos wat dit na ons toe kom. Ek wil net vir u sê dat die skrif aanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlikhede of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. En voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ons gaan voort en ons gaan lees Openbaring 10, maar voor ons daar uitkom, kom ons gaan kyk net terug na waar ons vandaan gekom het. Hoofstuk 1 het gepraat van wie is die skrywer en wie is die skrywer van die boek. Het vir ons verduidelik waar die illustrasies plaasvind en waar die oordrag van informasie vandaan kom en plaasvind. Wie is teenwoordig daar? Hoofstuk 2 het gepraat. En die eerste 4 gemeentelike briewe wat God deur Jesus Christus aan die gemeentes gestuur het, opgeneem. Hoofstuk 3 is 'n rekord van die laaste 3 boodskappe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het 'n 3-ledige aanslag, want dit praat en is hoofsaaklik die volgende. Dit praat van wat was, wat met ander woorde geskiedenis is, dit wat is, wat huidiglik op daai oomblik vir Johannes in sy daglikse of in sy lewenstyd plaasgevind het, en dan die dinge wat kom, wat profeties is. Hoofstuk 5 het vir ons gewys die boekrol in die regterhand van God, wat verseël is met 7 seels, wat voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde. Jy moet gaan luister na die besprekings oor hierdie hoofstukke om hierdie informasie goed alles op te tel. Hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels, en dan is daar verposing, want hoofstuk 7 praat nie nou van die oopmaak van die 7de seel, het praat van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elkeen van die stamme, en dan die ontelbare menigte wat voor die aangesig in die troon van God in die troonkamer in die raadsaal van die konings gesien is. Hoofstuk 8 praat van die opening van die 7de seel, dit praat van die goue wierookbak en die blaas van die eerste 4 van 7 basuine. Nou hierdie eerste 4 basuine se invloed en oordeel is op die aarde, met ander woorde die aarde wat die lewensmiddele voorsien aan die mense. Dis die aarde waar ons op leef in die omgewing met die gras en die diere en die see en al hierdie dinge wat gebeur met die eerste 4 basuine, vind die oordeele plaas in hierdie area. In hoofstuk 9
is vir basyne nommer 5 tot 7 en dis die eerste oordeele op die aarde wat direk fokus op die wêreldbevolking. So hier's 'n klemverskywing wat plaasvind van hoofstuk 8 na hoofstuk 9. By implikasie sê dit vir my die volgende: dat die eerste 4 seels gaan oor die omgewing en hulle moet dus met ander woorde vir ons illustreer dat God nie onmiddellik wil ingaan en dat hy nie onmiddellik die mens wil vernietig nie, maar dat hy die mens wil waarsku. Dus hierdie eerste 4 basuine is waarskuwings. Die tweede 3 basuine is wanneer die oordeele van God die mense op aarde tref. Openbaring, sover hoofstuk 10 het ons gelees van die sterk engel uit die hemel met die klein oop boekie in sy hand, en dan gaan dit af tot op vers 14, waar die lam en die 144.000 op die hemelse Jerusalemberg staan, en die boodskappe van die 3 engele in die lug, en dan die afoes van die aarde. Hoofstuk 15 het ons gesien die 7 engele met die 7 laaste pla. Ons het gesien hierdie ouens het 7 engele het goue bande om die bors, wat 'n teken is daarvan dat hulle van die senior engele in die hemel is. En hulle kom vanuit die tempel in die hemel, en dan wanneer hulle kom by die een, dan gaan een van die lewende wesens voor die troon in die aangesig van God, en hy gee aan hulle elkeen 'n bak met die 7 laaste pla. Ons kom nou by hoofstuk 16, en hier is 'n onderskeid, hier is 'n bakke met die grimmigheid van God. En dis ook 7 bakke. En Openbaring 16:1 sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel aan die 7 engele hoor sê. Nou dit is hierdie 7 wat uit die tempel het gekom het, aan wie die lewende wese voor die troon van God die 7 bakke gegee het, wat gevul is met die 7 laaste pla. En nou sê die stem uit die tempel, weer die tempel uit die hemel uit, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg, dan gooi sy skale op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Nou, ekskuus, hier is 'n bietjie van 'n bespiegeling. Hierso kwaai bose swere is soos om gebrand te word deur iets. En hier's 'n persoon wat sê dat die merk van die dier en dit wat sy beeld aanbid, word gekenmerk deur 'n implanting in die persoon. In ander woorde, daar's 'n elektroniese toestelletjie wat met 'n battery moet werk, anders kan dit nie regtig boodskappe ontvang en stuur nie, wat ingeplant word in die mense wat die dier aanbid, en sy beeld aanbid. Hulle is die enigste een, as jy kyk na die skrif, sê dit, hulle is die ouens aan wie daar kwaai en bose swere kom. Aan die mense wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Dis die eerste oordeel van God. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi. En dit het bloed geword soos van 'n dooie. En al die lewende wesens in die see het gesterwe. Daar is nie meer visse nie, daar is nie meer skulpdiere nie, daar is nie meer krewe nie, daar is niks. Alles sterwe wat in die see is. Alles wat lewe. Hoekom? Want die see stol soos bloed. En wanneer bloed stol, dan word dit soos 'n jelly-agtige, onbruikbare bestanddeel wat nie veel lewe in dit het nie.
Want daar is 'n skrifgie wat sê ook, die Here sê, jy moet nie 'n dier met sy bloed eet nie, want die siel is in die bloed. Okay. En dan Openbaring 16:4, die derde engel gooi sy skaal op die riviere en op die waterfonteine en dit het bloed geword. Ai, Here, help ons asseblief. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig, Here, is U wat is en wat was. U die heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet en U het hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. So hier is nou 'n bloeddorstige klomp en daai Afrikaanse woord is nogal 'n redelike omskrywende een van hierdie persone wat op hierdie stadium geleef het, hierdie ouens wat ook sommer so maklik en ewe die merk van die dier se beeld aanvaar het. En hier is die ouens wat so maklik so bloeddorstig is, kry nou bloed. Want die see het die water om vir hulle te gee nie. Jy kan nie seewater vat soos ons op die huidige oomblik het. Ons vat seewater en daar's ontsoutingsaanlegte dwars oor die wêreld wat mense in staat stel om seewater te drink. Maar hoe ontsout jy en hoe reinig jy jelly? Okay. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God, Almagtige is vers 7, waaragtig regverdig is U oordeele. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi. En daarin is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plaag. En hulle het hom nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Ek wil hê jy moet daarop let hier. Hierso is dinge wat gebeur. Die eerste engel, daai aksie veroorsaak dat die mens onmiddellik getref raak. Die tweede engel en die mens word onmiddellik getref. Die derde engel en elkeen of meeste van hierdie goeders van die tweede engel af is dit die natuur wat aangeraak word, wat nou skielik sy vermoë om die mens te onderhou word weggeneem. Derde engel op die riviere. Op die see, ons eet die wonderlikste vis en skulpvis en al hierdie dinge wat in die see lewe en wat lewe gee. Die derde engel gooi dit op die riviere en op die waterfonteine. Dis wat ons drink, ons het dit nodig om ons liggame aan die gang te hou. Ekskuus tog. Die vierde engel gooi sy skaal op die son uit. En dan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. Mense, ons kry nou al hittegolwe wat op baie plekke veroorsaak dat mense sterf. En dit is nie eers 'n voorskou van die dinge wat hier gaan uitgestort word nie. Okay, die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier. En die koninkryk en sy koninkryk is verduister en hulle het hul tonge gekou van pyn. En hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Jy sien hoe eesinnig en hardvochtig en klipkopperig die mense word en is op die stadium. Hulle, al hierdie goed kom na hulle toe. Die Here sê vir hulle, hey, it's tyd boys, maak reg, kom reg, maar nie in enkeling, volgens hierdie skrifte hierso sê, dat hulle tot God bekeer voor die heerlikheid gee nie. Toe Openbaring 16 vers 12 sê, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kan word. Nou wie is in die ooste? In die ooste is daar in ons huidige volksmond
van hierdie era waarin ons nou leef, is daar Iran, wat verskriklik teen die Christene en teen die Jode en teen Amerika is, en teen die res van die wêreld waar Christendom bedryf word. Tweedens is daar enorme leermagte soos van China. Hulle is ouens wat tussen hulle en Korea kan hulle maklike mag van honderde miljoene mense op die grond neersit, maar die ouens kan nie deur hierdie Eufraat-rivier kom op die stadium nie. So hierdie gaan nie 'n inval wees wat uit die lug uit gaan kom, so groot is wat dit 'n inval gaan wees wat op die grond gaan kom nie. Okay. Vers 13 sê, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste, soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels, wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Wanneer ons verstaan dat die stryd is nie so groot teen Satan nie, en Satan wil nie jy moet aan sy kant kom, hy wil nie so groot met jou nie, wat hy wil hê is jy moet aan sy kant kom, sodat jy God kan misken, en sodat jy 'n vyand van die Almagtige kan word, want daardeur dink hy gaan hy God oorwin. Maar Jesus sê dit in vers 14, die konings van die aarde, die leiers, die ouens wat op die aarde is, in die hele wêreld, gaan hulle versamel vir die oorlog van daai groot dag van die Almagtige God. Teen wie gaan hulle veg? Miskien op aarde, ek weet nie, Jerusalem, maar hulle veg in werklikheid teen God self. Vers 15 sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel in die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Dis die koning van die aarde, konings van die aarde en die mensdom en die hele wêreld, wat geïnspireer en gelei word deur hierdie parageeste. Maar wie eens is hierdie vers 15 wat sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Nou ons weet, daai ding is Jesus sê op 'n stadium verduidelik. Hy sê, as jy nie waak nie, sal die dief kom inbreek en jy sal eers weet hy was daar nie, tot hy die volgende dag weg is. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Met ander woorde, hier is soort van 'n aanduiding daarop dat 'n mens nie op aarde gaan wees wat God aangeneem het en God se bloedverbond in Christus Jesus aangeneem het tot sy redding nie. Want die Bybel sê, hy gaan raak of naak rondloop en hulle sal sy skaamte sien. Okay, dan gaan ons aan na die volgende, die 7de bak, die laaste van die, kyk, die 6de een was nou uitgestort, nou is dit die 7de bak. Hy het sy skaal uitgegooi in die lug en 'n groot stem het uit die hemel uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is verby. Met ander woorde, hier is die full stop. Dit is die terminasie van 'n tydperk kom hier tot 'n einde. Hier is die stopkol. Ekskuus tog. En hierdie sewende skaal veroorsaak dat daar stemme kom, donderslae kom, bliksemstrale kom, en dan kom 'n enorme aardbewing. Dit hierdie teenwoordigheid of die stemme, die donderslae en die bliksemstrale, hierdie drievoudige reaksie op die 7de engel se skaal veroorsaak dat daar in die aarde skrik en skud. En daar het 'n aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het. Vanaf die mense op die aarde was nie so geweldige groot aardbewing. Ek het al
films en foto's so goed gesien van verskriklike aardbewings. Maar hierdie ene sê, daai goeters is nie so erg. Dis vat nie eers, kom nie naby aan die aardbewing wat gaan kom wanneer die 7de engel sy skaal in die lug uitgooi nie. En die volgende gevolg daarvan, in vers 19 sê, die groot stad is in 3 dele verdeel. En die stede van die nasies het geval. Kyk, as jy hierdie dinge letterlik opneem, dan sien ek die Burj Khalifa in die Emirate, daar in Dubai, hoe hy ineenstort, hoe al die groot geboue langsom ineenstort, die torings wat daar is in die Filippyne stort ineen, die groot stede, die hoë torings ensovoorts. Maar die Bybel sê, die stede van die nasies het geval, met ander woorde, hulle stort ineen. Hierdie verskriklike aardbewing gaan al hierdie goed vernietig. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee, die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Dan kyk jy die volgende gevolg is. En hier is iets wat die mens nie ligtelik moet lees nie, maar jy moet dit maar weer en weer en weer lees, sodat jy dit kan verstaan. Die Bybel sê, alle eilande het gevlug. Ek en my vrou is op 'n stadium na een van hierdie tropiese eilande toe, en dit is die wonderlikste plek onder die son, maar die Bybel sê hierso, selfs daai eiland gaan vlug. En berge is daar nie meer gevind nie. Is daar nie gevind nie. So jy kan dink, Everest is skielik gelyk met die aarde. Jo, daar is nie berge om jou nie, dis een groot plat stuk aarde wat oop lê. Ekskuus tog, en 'n groot haal, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval. En die mense, wat doen hulle? Hulle het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Kyk net mooi na hierdie ding. Die Bybel sê hierso, hierdie aardbewing, daar was nog nooit so iets nie, op aarde nie. Die mense is nog steeds, die sê, okay, dis natuur. Die donderslae en bliksemstrale en die stemme, dis die natuur. Al hierdie goeters sal deur die mense wat op daai tyd op aarde leef, sal nie gekoppel word aan die 2 dimensies wat daar is nie. En baie duidelik lees ons, daar engele kom uit die tempel uit, hulle kom uit die troonkamer uit, die troon van God is in die hemel, die berg Sion is in die hemel, die engele is daar, die lewende wesens is daar, al hierdie goeters. So dis 'n dimensie, kan jy hom sien nou? Kan jy jou oë oopmaak? Kan jy kyk rondom jou en sien wat hierdie geestelike dimensie is? Ja. En soos ons nou maar is, alles wat ons nie kan sien nie, die probeer ons verklein neer en spot mee en te kere gaan. En hierso kom dit en sê groot halle omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Nou 'n talent, as ek reg onthou, is iets soos 20 kilogram. Gaan kyk tog op Google, het hulle net vir jou die regte goed gee, maar ek dink is gelykstaande daaraan omtrent 100 pond. Nou ek wil vir jou sê, as 'n haalkorrel met daai spoed uit die hemel uitkom, en hy tref jou, is hy net 'n sopkol. Want hy gaan jou verpletter. Die mense laster God se naam oor hierdie verskriklike haal, wat vir my baie keer amper ironies is dat ons nooit erken dat God die een is wat in beheer is van die weer en die reën en dit wat in die hemel is nie. Dis hoekom wanneer 'n mens, of Elia het dit gedoen, hy het God gebid en God het reën gegee.
Want God is die een wat beheer is, in beheer is oor die aarde en oor die weer. Dieselfde met ek en jy. As daar wind, storms, al hierdie tipe van goed is, of dis droog, dan bid ons tot die God van die hemel, en hy antwoord, en hy gee vir ons wat nodig is. Ons moet ophou om God te blameer. Ons wil hom, die mens op aarde wil vandag God heeltemal totale gehele al en voortdurend misken dat hy bestaan, maar die oomblik wanneer daar 'n pyn of 'n probleem kom, dan skel ons hom uit. Dit is iets wat vir my, soos ek sê, dwars in die krop soos 'n saadjie-stokkie steek. Here, help ons asseblief, dat ons eer en lof en aanbidding aan U sal bring, ons Vader. Dat ons U sal erken, en dat ons sal weet en leer ken, dat U, Here, nie 'n vyand van ons is nie, maar dat U ons goedgesind is, en dat U ons wil help, en ons wil red van die dinge wat op die aarde kom. Skryf op ons harte, Here. Maak die werklikheid van die feit dat U in staat is om oordeele los te laat, wat vir ons in ongekende krag die aarde en ons menswees sal tref. Dat ons weet hierdie dinge is binne U bereik sonder moeite eers. En laat ons onsself voor U buig en sê, aan U kom toe die lof, die eer en die danksegging tot alle ewigheid toe. Amen. Nou ek hoor graag van U as U enige kritiek, opbouende kritiek asseblief oor hierdie spesifieke skrifgedeelte het, of as dit die informasie en openbaring het wat God U gegee het, wat die Here vir U gegee het, om toe te voeg tot dit wat hier opgeteken is. As jy so iets het, skryf aan my by openmywoord@gmail.com, openmywoord@gmail.com. Kyk aan die onderkant van hierdie skyfie is daar die adres. Stuur dit soontoe, ek hoor graag van U, lees graag U openbaring, sodat ek ook 'n groter insig kan verkry. Seën van die Here op U. Dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het om hierdie boodskap of hierdie hoofstuk ook te kon lees, en alhoewel daar baie dinge is wat ons nie sien en verstaan nog nie, Here, bid ek, dat U, deur U Gees, op ons harte en ons gemoed en ons menswees sal broei, en ons sal openbaar die dinge wat noodsaaklik is om weg te neem met dit. Ek bid dit in die naam van die Koning van die Konings, Jesus Christus, ons Here. Amen.